losmaak in die plek. Ek weet Here gaan vanmôre nog iemand se lewe verander. Dis almal oor dit gaan vanmôre is dat die Here vanmôre sy wil in sy hart in ons lewe sal kom wat geskied. Prys die Here. Hemelse Vader, ek gee vanmôre myself in die hand van die Here, sodat ek vanmôre maar net 'n spreekbuis mag wees, sodat U naam deur my verheerlik mag word. Here, ek bid dat daar geen valsheid uit my uit sal kom nie. Mag daar geen vooraf opgestelde gedagtes wees of invloed van die mens wat vanmôre hierdie woord sal laat kom nie. Dan mag hierdie woord vanmôre absoluut net deur U Gees wees in U waarheid en in U hart. Here, mag mense vanmôre U woord hoor en nie my nie. Mag ek niks wees sodat U alles kan wees. En ek bid Heilige Gees dat U die woord sal lewendig kom maak, sodat mense deur Jesus Christus vanmôre hierdie woord sal ontvang en dat hulle lewens verander sal word. Lord, that is what I'm praying, that people will be changed in Jesus' name. Dis my hart vanmôre, dat lewens moet verander. Here, ek gee nie om of mense aansluit by 'n kerk nie, maar gee omdat iemand moet verloor gaan. Here, my hart is dat iemand nie moet verloor gaan. Die belangrikste vir my vanmôre, so that everybody will have a relationship with you. I pray now, Holy Spirit, come and lead this service in Jesus' name. Amen. Gee die Here lekker lof offer. Prys die naam van die Here. Ek het 'n baie ernstige woord vanmôre. Maar ek dink altyd die woord is altyd ernstig. As jy dit nie ernstig opneem nie, gaan dit nie doen wat dit moet wees. Die woord is ernstig. Hy is vol liefde, vol teregwysing, vol bestrawing, vol rigting aanwysings. Ons kan nou nie sonder die woord van die Here nie, want dit spreek God se hart vir ons. En sonder die Heilige Gees maak die woord ook nie sin nie. Ons het die Heilige Gees van God nodig om ons die woord lewendig te maak, sodat ek nie net my eie opinie van dit sal kan opmaak nie. Ek wil môre met die praat oor 'n waarskuwing in die laaste uur. En of jy dit nou glo of nie, ek glo ons is in die laaste uur van die ewigheid. As ek kyk nou hoe die wêreld aan die gang is, kyk na al die tekens wat die Bybel sê moet in die laaste tyd gebeur, en dan weet baie mense sê al van lankal af preek hulle, Jesus gaan weer kom en dit het nog nie gebeur nie, maar nog nooit was die tyd so ryp. En as ek sê ek gaan kom, kan ek nie 'n tyd aankoppel nie. Dit mag 'n dag wees en dit kan nog 10 jaar vat. Maar weet in die ewigheid, want God sê 'n dag by hom, dit is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. So God se tydperk en ons tydperk is nie dieselfde nie. Maar as ek praat van die laaste uur, praat ek van die geestelike uur van God. En hoe lank daai uur mag duur, kan net God weet. Maar ek weet net, ek en jy kan nie bekostig om in hierdie tyd dit te mis nie. Of as Jesus gaan kom, of as dit my tyd is dat ek dalk vanmiddag hier uitstap en ek my asem uitblaas, moet ek weet, Here, ek is in die wil van die Here gewees, want ek het geen waarborg vir net nie. Ek het geen waarborg vir môre nie, maar ek moet luister. Daarom sê die woord van die Here, dat as jy 'n oor het, moet jy luister. En hy wat hoor wat die Gees van God sê, moet gehoor gee, want dis belangrik. En ek wil met julle saam lees uit die woord van die Here, en ek gaan nog 'n redelike skrif uithaal vanmôre, sodat die woord geheel vanmôre sal kom praat. 1 Petrus hoofstuk 4, vers 17 en 18. Ek glo ons is in 'n tyd waar God besig is om die kerk voor te berei. En as ek praat van die kerk, praat ek nie van 'n gebou nie. Praat nie van 'n PPK of foliese enigeel. Ek praat van die liggaam van Jesus Christus. Praat van die bruid van Jesus. Dat God nie net in die liggaam in geheel nie, maar ook in elke wedergebore kind van God besig is met skoonmaak. God is besig om die bruid voor te berei.
Dit beteken in my eie lewe is God besig om my goeie voor te praat, wat hy nie meer daar wil hê nie, wat ek daar lank gelos het. God is besig om my voor te berei vir wat in hierdie uur moet gebeur totdat hy gaan kom. So net omdat dit die laaste uur is, beteken nie ons landingsligte is nou aan en nou sit ons en ons wag dat liewe Jesus moet kom nie. Dit beteken dat hoe nader die tyd kom, hoe meer voorbereid moet ek wees as kind van die Here, om deur die Gees van God gelei te word, om in die wil van die Here te bly, om vrug te dra en om gehoorsaam te wees aan die roeping wat God op my lewe het. En as jy dit nie vanmôre verstaan, jy is nie net gered om die hemel toe te gaan. As jy dink jy is net gered om die hemel te maak, dan mis jy dit. You've been saved for God's pleasure. God wil jou gebruik, there's a calling on your life this morning. En dit is hoekom die vyand jou so beklei en vir my so beklei, want as die vyand, as jy kan God meer glo as wat jy die vyand glo, het die duiwel moeilikheid. As jy vanmôre in die roeping kan inbeweeg waarvoor God jou geroep het, if you can see what God sees over your life, life will never ever be the same again. Jou werk gaan nooit weer dieselfde wees nie. Die mense met jy werk, gaan maar as altyd teëstaan, ja dit is so, but somewhere, somebody will be saved. Ek wil vanmôre vir jou sê, waar die krag van God se Heilige Gees deur iemand begin beweeg wat bereidwillig is om gehoorsaam te wees, of jy by die kerk is en of jy by die werk is of in die dorp is, ergens gaan God iemand se lewe aanraak en iemand gaan gered word, iemand gaan verlos word, iemand gaan genees word. Ek wil vanmôre vir jou sê, God has called you for him. Jy's gemaak vir hom. En daar's verskillende roepings, en daar's verskillende, ek verstaan dit, maar is jy in die roeping waarvoor God jou geroep het? Staan jy in die plek waar God jou wil hê? En ek wil vanmôre vir jou sê, daar's baie wat staan in die kerk wat nie kan hoor nie. Many people, daar's baie predikers wat agter 'n preekstoel staan, maar hulle is ingesmokkel. Hulle hoor lankal nie meer die stem van die Heilige Gees nie, hulle lankal nie meer passie vir siele nie. It's all about making money, making fame. It's all about them en hulle koninkrykie. It's all about hoe kan ek God se woord gebruik om my eie gewin in te kry? Hoe kan ek mense mislei? And there's a spirit that has entered the church and it's not of God. Maar God sê in hierdie tyd gaan ek begin openbaar wat van my is en wat nie. Ek luister, ek sê dit baie versigtig. Ek sê een wat baie vinnig sal sê die Here sê nie. As ek nie weet God praat nie. Ek sal eerder 2 keer sê en eerder sê ek voel gelei as wat ek sê God sê, maar hoor vanmôre wat ek vir u sê, God gaan nie langer stil bly oor die ongeregtigheid wat in die kerk aan die gang is. God's not going to keep silent. Waar skape en mense seer kry binne in kerke en mense gaan verlore in kerke as gevolg van ongeregtigheid. En ek weet ons gaan nie altyd almal happy hou nie, dit is nou maar ongelukkig so. Jesus kon nie almal happy hou nie en hy kon op water loop. So ek kan net swem. So ek gaan ook nie almal kan gelukkig hou. Dis hy wat op die water geloop het. Mense het hom nie, hy het nie almal happy gehad nie. So wie ek? Hy sê diensknegt is nie bo sy Heer nie. Maar hy sê daar so van die tyd is daar, 1 Petrus 4 vers 17. Hy sê van die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nouweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaars verskyn? En die rede wil ek vanmôre vir julle sê, hoekom God met sy eie begin. God can never judge the world if he didn't judge his own. En ek praat van judge, want anders, God kan nie vir iemand anders sê, hoekom doen julle dit, maar sy eie kinders doen dit nie. So luister vanmôre, God gaan
ons nader aan hom bring. Hy gaan in my lewe kom werk, hy gaan in my kom vorm, sodat ek kan wees wat hy wil wees. So it will start at the house of God before it will start in this world. God gaan sy huis skoonmaak. Hoor vanmôre, wat sê die Here vanmôre, I'm starting to clean house, en ek gaan hulle wat werklik soek na my, hulle wat werklik honger het na my, hulle wat werklik dors is na my, gaan ek met hierdie tyd 'n pad stap, en dit gaan 'n pad wees ook van skoonmaak. It's going to be a road of purification. It's going to be a road where God's going to cleanse you. En ons het Woensdag aan oor purification gepraat en oor goud wat 'n vuur gelouter is. En as ek vanmôre 'n stuk goud hier so gehou het, en ek en jy nou hierdie stuk goud gekyk het voor hy nou in 'n staaf is, en hy's dalk ook soos 'n rots, en dan sal ons dink dat jy maar, kyk daai stuk goud, hy moet baie werk wees. En op die oog af gaan jy glad nie impurities op hom kan sien nie. Jy gaan net goud sien. Maar die oomblik wanneer jy goud in die vuuroom sit en hy begin smelt, that's the only time impurities comes out, and it starts to flow to the top, and then impurities can be removed. So goud in sy oorspronklike vorm kan jy nie, en wat dit beteken, is daar's dinge van my wat ek nie van weet, ek het of jy gaan sukkel as ek nie onder sekere omstandighede gaan beland. Hoeveel van ons het gedink jy's oulik en jy kan lekker bid en jy kan Bybel lees en jy's naby aan die Here, totdat jy in 'n sekere moeilike omstandighede gekom het, toe kom daar goed uit jou uit wat jy nie geweet het, negativiteit, ongelukkigheid, moedeloosheid, daar hulle uitgekom wat jy gedink het jy nooit meer in jou lewe under the right pressure kom goeders uit my uit wat ek nie geweet het in my lewe is. En as ek nie daai omstandighede deurgaan nie, sal ek altyd dink, wel, ek is mooi, ek is skoon. Nou moet ons verstaan dat purification is never there to destroy me. When God puts me through the fire, it's to purify me so that I can be better. En baie keer gaan ek deur storms, dan verstaan ek nie dadelik die storm nie, en ek wil rebelleer teen die storm. Nou nie elke storm kom van God af, ek nie dit verstaan nie, maar when the devil comes, God uses this, en sê, kom ek wys vir jou wat ek in die omstandighede doen, terwyl die vyand om aanval, kom ek wys vir God sommer waarmee sukkel. Kom ek openbaar sommer vir jou emeertjie is nog nie so kalm as wat jy gedink het jou emeertjie is nie. Jou positiwiteit is nog nie so positief as wat jy gedink het jy is nie. So met die regte vuurwoord kom jy deur dit. Maar wanneer ek rebelleer teen dit, dan bly dit. But when I allow God to do the process, then He purifies me. So we are entering a state of purification. Hoor dit vanmôre. God is besig om sy kerk deur en deur skoon te maak. So if you have a hunger, nou gaan ons 'n tydperk in waar sekere uit die bus uit gaan val. Because many people follow Jesus half-hearted. Baie mense is net daar vir die voordeel en not for Him. En ongelukkig gaan almal nie die toets wil deurstaan nie. Baie gaan nie wil hê dat ek sleg gesê moet word terwyl ek Jesus volg. Baie gaan nie dit wil hê dat ek in die skool staan en ek is 'n kind van die Here en ek staan vir die Here en almal haat my vir dit, and many people will rather join the negative and stay pure. But for those that's hard, hulle wie se harte vanmôre sê, Here, if you want to purify me, purify me. Whatever it takes, as long as solank ek net nader aan God kan kom, solank ek net meer van U woord kan hoor. In Openbaring 22 vers 11 en 17, en ek het so jaar terug 'n woord gebring, waar ek gesê het in hierdie volgende jaar gaan julle een van twee dinge sien gebeur. Hulle wat onreg doen, gaan net meer onreg doen. Dit gaan toeneem met 'n geweldige spoed. There's gonna be negativity. Kom ons kyk in die laaste jaar. Die negativiteit van hierdie wêreld het met 'n spoed negatief geraak. En daar's meer haat as ooit tevore. Liefde het verkoel. Natuurlike liefde is nie. Dit gaan nog steeds af. Maar aan die ander kant was daar hulle wat God lief gehad het. Wie kan eerlik sê in hierdie laaste tyd
kon jy voel hoe God jou net nader aan hom. Jy het net hierdie begeerte gehad, sê, Here, ek wil net nader aan die Here kom. Here, ek wil meer van die Here hê. Ek wil net skoner kom. En dit beteken nie jy het dalk altyd reg gekry nie, but there was a desire to say, Lord, I just want to be more holy. Lord, I just want to hear your voice better. Lord, I just want to be led by your Holy Spirit. So there was a desire to be led by the Holy Spirit. En hy sê daarso, in Openbaring 22 vers 11, hy sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat die gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgode dienaars en elkeen wat die leuns liefhet en dit doen. Ek, Jesus, het dit met my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. So hierdie woord is nog vir die gemeentes. Openbaring hoofstuk 1, 2 en 3 is daar woord wat aan die gemeentes gegee word. En ons glo dit dat van Openbaring 4 af ergens die wegraping moet plaasvind en dan begin die groot verdrukking, maar ons gaan nie nou daarby opkom, daarby ingaan nie. Maar in die eerste 3 hoofstukke praat God nog met die gemeente. En hier praat hy in die laaste hoofstuk ook met 'n laaste bemoediging en waarskuwing ook met die gemeente. Hy sê, wat ek voor die gemeentes betuig, ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blinkbare ster. En die gees en die bruid sê kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat dors het kom. En laat hom wat wil die waters van die lewe neem verliet. Die duidelikheid hierdie gedeelte uit sê God, daar is 2 dinge wat gaan gebeur. Onreg gaan nog meer onreg word. Maar hulle is skoon is met skoon. En ongelukkig kos dit van my kant af ook 'n poging. Ek kan nie verwag God met my skoon hou, maar gaan bly in die modder speel. Ek kan nie roep vir heiligheid, maar ek hou my op met onheilige praatjies. Ek kan nie bid vir die Here, sê Here, ek wil meer van die Here hê, want ek maak nie tyd vir die Here. Ek luister, ek dink so 2 weke terug, na iemand wat sê, dat moenie sê, baie mense sê, ek hoor nie van die Here, en ek bid, maar jy gaan bid, maar jy vat nie as 'n boekie en 'n pen saam nie. Jy bid en jy staan op en jy loop. En jy verwag God moet met jou praat. If jy nie as 'n boek en 'n pen in jou Bybel vat en sê, Here, nou wil ek hê dat U met my ook terugpraat en begin neerskryf wat die Here eers sy gees in jou binnekom. You need to make time to hear God's voice. En hoe meer jy tyd maak vir dit, hoe meer sal jy verstaan hoe hy met jou begin praat. Hoe meer sal jy sy stem begin herken. But if you don't even make time to hear the voice of God, how will you ever know when He speaks to you? En ek wil vanmôre vir jy sê, ek kan nie sonder die gees van God se stem in my lewe nie. Ek kan nie sonder omdat ek hom hoor nie. We need the Holy Spirit in our lives. Hoe as ek nie eers sy stem herken nie, hoe gaan ek weet wie praat? Maar hoe gaan ek dan weet as ek, wanneer jy by die voete van Jesus sit, gaan niemand anders te praat wat Jesus? Kom ek net vir jou daar belofte gee. When you make time for God, the devil will not speak in that moment. Because you are brought in for Him. Jy is in daarom te sê, ek is hier. Want wat sê die woord van Here? Ek is die deur, die weg en die waarheid. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So when you go through Jesus Christ into the throne room, you are sitting in heavenly places with Him, and you can speak to Him, and He can speak to you. Jy is verseël in Jesus Christus, en die vyand het geen reg om enige inspraak daar te kan maak nie. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, we need, ons moet opbou op, ja, gaan my vleesmens miskien bietjie inmeng. Ja, my hierdie carnal mind, hy sê hy wil nie onderwerp aan goed. But you need to press through. Ek wil vanmôre vir jou sê, God sê vanmôre, jy en ek moet besef, een van 2 dinge gaan met my gebeur in hierdie tyd voor Jesus aankom. Of ek gaan heiliger word, of ek gaan veiliger word.
or I will draw closer to Him. En dit gaan nie oor nog nie, but there's a process where God wants to take you and He wants to purify you and He wants to help you. Goud kan net gevorm word in 'n gesmelte toestand. Maar wanneer jy eie ek is en sê, Here, ek wil die Here dien, maar ek gaan nie gesmeld word. Hoe kan jy sê, Here, kom vorm my en kom maak my? You need to be liquid. You need to be in a state that God can use you and purify you and mold you into what He wants to mold you into. So you are losing your former identity and you've been created into a new thing. Jy sal nie goud kry soos wat jy hom nou daar aan jou vinger het uit die grond uit nie. Dit is sy natuurlike staat nie. Somebody molded you. Somebody had a vision. As ek wil hierdie stuk goud vat en ek wil hom purify. En ek wil soveel karat hê. Ek wil dit met hom maak. En dan kan hy skog met. En ek wil vanmorgen vir jou sê, God wil vanmorgen jou kom vorm. En ons gaan teruggaan na Openbaring hoofstuk 2. Toen ek wil gou gaan kyk, daar is 7 briewe wat in 7 gemeentes geskryf is. Nou gaan dit nie alles deurlees nie, maar gaan die kern van elkeen ervan. Die rede daarvoor is, ek glo in daardie 7 dele is daar die globale kerk van God opdragte. Goed waarna ons moet kyk. Want as dit nie vir God belangrik was nie, sou hy nie die 7 opdragte of 7 aansprekings gemaak het in die kerk nie. So hy praat nie hier met die wêreld nie. Hy praat hier met die kerk, hy praat met die gemeentes. En hierdie is 7 baie belangrike dinge wat ons in die kerk moet weet vir vandag. Om te sê, Here, ons moet waak, want die vyand wil goedes inbring in my lewe en ook in die liggaam van God, wat God nie meer tevrede is nie. En ons gaan so vinnig deur gaan. Die eerste brief wat hy geskryf het in Openbaring 2, daarvan van vers 3 af, praat hy oor eerste liefde. En hy skryf daar in die gemeente, hy sê, ek sien dat jy alles doen. Jy arbei vir my naam, jy hou nie van dit wat verkeerd is nie, jy arbei nie, jy word nie moeg nie, jy werk vir my, ek kan sien, jy werk vir my, jy doen alles reg. Jy staan nie in dit wat verkeerd is nie, dit lyk nog na 'n goeie kind van God. Dan sê God, maak dit een ding teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat, your first love. I am no longer your first love. En dit is 'n harde woord, wanneer ek so besig is met die dinge van die Here, maar ergens het God nie meer nommer 1 in my lewe nie. Somewhere, something else took his place. En God praat in die eerste brief, en hy praat met ons oor eerste liefde. Ek wil die belangrikste wees in jou lewe. Ek wil jou opstaan wees en ek wil jou gaan lê wees. Ek wil jou eerste liefde wees. Dan wil niemand bo my wees nie. You're not supposed to love anything more than you love God. And if you love God first, your life will show it. Your dedication will show it. Your devotion will show it. That Lord, I'm devoted and I'm dedicated to you. You are the one that I speak of when I stand up in the morning. You are the last one I think of. And I probably want to be so heavenly minded that you know no earthly good. Ek praat nie daarvan nie, maar wanneer hy jou alles is, hy met jou rykdom wees, hy met jou goud wees. En die eerste gebod sê dat jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met al jou krag, met alles wat ek is, moet hy heel eerste in wees. Ek moet hom lief hê, heel eerste bo dit alles en daarna my naaste soos myself. En so many people so ons lief vir die Here, om met dieselfde mond beskil hulle. Ag, ons is lief vir die Here, met dieselfde mond kom daar gif uit. Ons is lief vir die Here, maar in dieselfde asem loop en ek doen goed wat God nie behaag nie. If you love God, you will honor Him with your life. If you love Him, you will serve Him. En dit gaan nie net oor kerk toe gaan nie. As jy dink om kerk toe te gaan, bewys jou liefde van God. Ek wil vanmorgen vir jou sê, when you start to bear fruit, when you are willing to, die woord van die Here sê op een plek, hy sê nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk nie, maar alleenlik hulle wat die wil doen van my Vader. Dan gaan hulle sê daardie dag, maar Here, ons het in U
naam duiwels uitgedryf. Ons het in U naam wonders en tekens gedoen. Dan gaan hy sê, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid doen. Ek het jou nooit geken nie. God will know you by the fruit, want as jy daar voor dit lees, sal hy sê, aan die vrug sal jy die boom ken. Elke goeie boom sal goeie vrug dra, en elke slegte boom sal slegte vrug dra. En ek wil vanmôre vir jou vra, jy kan, my pa altyd gesê, net omdat jy in die kerk slaap, maak nie van jou kind van goed nie. Net omdat jy in 'n garage slaap, maak nie van jou Mercedes nie. Jy kan op elke kerkraad wees, jy kan op elke leierskapposisie wees, jy kan elke titel hê wat daar is, wat dan die kerk is, jy kan die titel hê van pastoor, jy kan die titel hê van profeet, jy kan die titel hê van alles, but if you don't bear fruit by the Holy Spirit, and you're not led by the Holy Spirit, dit beteken absoluut niks vanmôre nie. Kind van die Here, mens kan nie jouself righteous raak, dat ons nie meer die leiding van die Heilige Gees kan hoor vanmôre. En ons is myself regverdig, dan ek ken ons die. As iemand net oor jou iets praat, dan maar ek het ook die stem van die Heilige Gees. Lyk nie altyd as jy daar luister. En net omdat jy redeer van vrug. Vrug is die bewys van jou verhouding met God. Not the wonders in the signs. Onthou, die gawes van die Heilige Gees word vir ons gegee om ander te bedien, sodat ek siektes voor kan bid, sodat ons duiwels kan uitdryf. Gawes gaan my nie in die hemel bring nie. Anders sou Jesus hier gesê, maar Here, ons het in U naam duiwels, okay, julle duiwels uitgedryf, kom maar. Ek ken julle nie, want julle het nie my vrug gedra nie. Die gawes, van die woord sê, die gawes is onberoulik. Soos ergens het ek my hart vir die Here gegee, ergens het ek die Heilige Gees ontvang, ergens het ek begin werk vir die Here en ek het vir siekes gebid, maar ergens langs die pad het ek opgehou vrug dra. Wie my started goed, ek wil vanmôre vir jou vra. Enigste manier ek nie kan vrug dra, is uit verhouding. Is a relationship allowing Him to help us to bear fruit. Nou wat jy vanmôre moet vra, Here, hoe lyk my eerste liefde en hoe lyk my vrug? Net jy kan dit antwoord, miskien jou man of jou vrou daar by die huis as die deure toe is. Ek het dit ander dag gesê, dan gaan ek nie heeltemal herhaal nie. As jy wil weet of jy 'n goeie kind van God is, dan vra jou man of jou vrou jou kinders. Al die teen die einde van die maand en na moeilike dag by die werk. Daar is niemand wat jou beter ken as jou eie huisgesin. Dit mag bietjie daaroor. Petrusbrief praat hy oor vrees nie die duiwel nie en wees getrou. En hy skryf daarvan vers 10 af. Hy vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel kan word en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe en ek sal jy die kroon van die lewe gee. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat ek en jy gaan deur toetse gaan, as kind van die Here. Maar nie daardie oulike ding wat kerke verkondig, as jy jou hart vir die Here gee, dan is dit net lekker. Jesus sê, as hulle my gehaat het, gaan hulle julle haat. As hulle my vervolg het, gaan jy gaan vervolg word. Ek wil vanmôre vir jou sê, as die duiwel jou uitlos, dan beteken dit jy is geen bedreiging vir hom nie. Pastor Ruth Cowan sê, the devil never fights nobody. So if you are 'n Heilige Gees gevulde kind van die Here en jy gaan God dien in gees en in waarheid, jy moet weet dat die vyand gaan jou huwelik aanval. Jy moet weet die vyand gaan jou geloof aanval. Jy gaan weet die vyand, maar hy sê hierso, wees getrou en moenie daaroor bekommerd wees nie. Hy sê moenie vrees nie. Hy sê vrees vir niks wat jy sal ly nie. Moenie worry nie. Ek gaan jou dalk in die tronk gooi, maar dit gaan net kort. Dit het ook 'n expiry date. Dit gaan ook verby gaan. Maar as jy gaan getrou wees, en ek wil vanmôre vir jou sê, kerk van God,
God sê, moenie bekommerd wees nie, al breek die bande van die hel los, al kom die vyand om jou in gevangenskap te vat, al kry jy aanslag, wees jy net getrou tot die einde toe. God sê, just stay faithful, en moenie bekommerd wees nie, en moenie vrees nie, hou jou geloof, staan op jou staanplek, wees manlik, wees sterk, beklei nie vir die vyand, want God sê, dat ons wapenstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, die owerhede van hierdie eeu, die duisternis. Ek wil vanmôre vir jou sê, want hy het aan my en jou die mag gegee, om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal my ooit skade aandoen nie. Ek moet vandag maak, derde brief, waarvan vers 13 af gaan ek lees. Sy raak ontslaaf van mense wat struikelblokke is in die geloof en ander gode en lerings dien. Mense wat altyd die woord teestaan en die waarheid teestaan. Was altyd iemand wat iets anders te wil verkondig as die woord. Nie net in die kerk en in ons lewens, there's always somebody wat jou, as jy dit glo, dan gaan hulle vir jou sê, nee, maar dit. As jy dit staan vir die, as jy besluit, hierdie week gaan ek vir jou vas, dan gaan hulle vir jou sê, hoekom mag jy nie vas nie? As jy hierdie week dit wil doen van God, dan gaan hulle vir jou sê, they will always be there to discourage you and stand against what God will. Luister wat sê hy daarso. In vers 13, hy sê, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. En jy hou vas aan my naam en het geloof in my nie verloon nie. Selfs in die dae waarin Antipas met 'n getroue getuie was, wat gedood is by julle, waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biljam en Balak, wat hulle geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodoffers te eet en te horeer. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Soveel plekke wat besig is om mense te huisves. En al wat hulle doen, hulle steel alles terug. Hulle word deur Satan, die woord van hier praat van ingeskokkelde broeders. Ek weet nie presies waar dit staan nie, ek sal vir die skrif gee as jy die woord van hier praat van ingeskokkelde broeders. Die duiwel sal mense in die kerk inspokkel en in jou persoonlike lewe en al wat hulle kom doen, hulle staan teen alles. En jy draai staan en jy staan vashou, maar ek wil môre sê, God sê, raak ontslaaf van hulle wat nie daar hoort nie, hulle wat nie in die waarheid staan nie. Breek jou van mense wat teen die evangelie van Jesus Christus staan. Al gaan jy nie populêr wees nie, al gaan hulle jou dan soos in die vorige vers in die gevangenis wil gooi, maak nie saak nie. God sê, raak ontslaaf van mense wat enigiets anders te leer behalwe die waarheid. Dis 'n woord vir die kerk vanmôre, vir jou sê, ons moet so versigtig wees wie ons in ons lewe toelaat. Jy moet so versigtig wees. Nie almal wat jou bestie is het jou beste intensies nie. Waar julle jong mense hoor dit vandag. When God has a calling and when you have a hunger for Him, the devil will put a bestie in your life to distract you from the calling. Wees gewaarsku, God sê pas op wie jy in jou lewe toelaat. Vierde brief praat oor die valse profete in die kerk en ook in ons lewens voor. Weet jy hoeveel mense het al na my toe gekom en gesê, die Here sê. Hoeveel mense staan in die kerk en profeteer, maar God sê, ek het hulle nie gestuur nie. Daar's 'n gees van waarsêry wat die kerk geïnfiltreer het, nie oral nie. En jy hoef nie ver te gaan nie, jy kan net op geestelike groepies op Facebook kry, jy sal ergens in jou vasloop in een van hulle. They prophesy their own motives, led by a spirit of deception. En God praat vanmôre uit hierdie gedeelte.
Hy sê in Openbaring 2 vers 20. Hy sê, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toe te laat om te leer en my diensknegte te verlei om te oreer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer en sy het haar nie bekeer nie. Ek hoef môre gee God sê die tyd wat ek gegee het vir hierdie ding om reg te kom is verby. This is a spirit of Jezebel that infiltrated the church and even people's lives. Dis 'n gees van manipulasie. Gees wat altyd sê, he will never accept that he's wrong. Hierdie gees sal nooit erken, hy sê, everybody is wrong except him. Hy of haar. Nou gees het nie, is nie aan hom of haar nie, but they will use hom of haar. Hulle sal gebruik wie ook al hulle wil gebruik, but it's a spirit. It's a demonic spirit, en hierdie gees sal jou lewe manipuleer. It's a ruler spirit. En hy sal die woord gebruik om jou te beheer. He will use the word to manipulate you into doing his own thing. Ek wil nie baie hieroor ingaan nie, daar baie leringe wat julle oor Jezebel gaan, maar God sê, ek gaan elke valse profeet uit my lede uitbring. They will prophesy, but not in my place. They will prophesy elsewhere, but they will come at a vision from those that are truly filled by my Holy Spirit and those that are not led by my Holy Spirit. You will know those that will hear my voice, says the Lord, will know those that I have sent and those that I have not sent. Hear the voice of God. God said, I will make a division over those that are from me and those that are not from me. And only those that can hear my voice will understand the difference between the two, because they will sound the same. Hulle gaan dieselfde klink. Maar God sê, vir my bloedgewaste geesvergulde kinders, wat ingeoefende oor het, you will immediately know and understand what is from me and what is not from me. For God said, I will not be mocked. I will not be mocked. No longer will my name be slandered in my church. God said, I'm lifting up my name. Ek maak my naam weer heilig onder my kinders. En elke gees wat nie van God is nie, sal ek openbaar en in die lig bring, want ek het 'n tyd gegee vir repentance, en repentance was weggewys. Daarom sê God, sal ek hierdie gees neerbuig en verbreek, en hulle wat hulle self tot beskikking gestel het aan hierdie gees, omdat hulle nie wil hoor nie. Ek hoef môre jou sê, God, ons dien 'n amazing God, want He is also a fearful God. Hy is almagtig, hy is heilig. Wie is ek en jy om hierdie almagtige God te behandel as hy hier jou? He's an almighty God, He's a fearful God, but He's a loving God. He will honor Him with our lives. Kesetendere bashkama babanda. Ketendere mashakati esitili handele katianda. Dan sê vers 25, hou maar net vas wat jy het om te kom. Nou nie glo as jy die valsheid kom nie, nou jy net in die waarheid. Hou jy net vas wat jy het. Moenie na elke profeet en nonsens luister nie. Luister na die Gees. Hou jy net vas totdat ek kom. Die Here sê vanmôre, ja maar Here, moenie jou so steur. Let God do what He do. En hou jy net aan. God sê vanmôre vir jou, hou jy maar net vas totdat ek kom. Lees die na 5de brief van Asma. Word wakker uit die slaap. Hy sê, ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, maar jy is eintlik dood. Hy sê, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Want ek het jou werke volkome voor God jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief in die nag, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie.
Maar jy het enkel persone in Sardes wat hulle klere nie besoedel het. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Die oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor die engele. Soveel mense sit in die kerk, alles aan die slaap. Laat my nou dink aan die 10 maagde. 10 maagde met olie, waarvan 5 ekstra olie gehad het. En hulle het allemaal aan die slaap geraak. En God sê, word wakker. Word wakker vanmorgen, ek hoor vanmorgen, jy is die kind van die Here, ek en jy kan die geestelik aan die slaap wees as Jesus aankom. Hy sê, gelukkig is daar die diensknegt, wat ek so besig vind, dat wanneer ek kom, hy besig is met die dinge. As God gaan kom, gaan jy geestelik aan die slaap wees, of gaan jy besig wees met dit wat God vir jou gesê het om te doen. Nou as het waarschuwing vir die ek of jy sê die kerk van die slaap, anders sal die kerk nie so weer gewees het. Sê nie eina as jy nie kan amen sê. Die kerk is in die toestand omdat die kerk in die toestand is. En ons moet begin wakker word. Die Here sê word wakker. Want ons dien God. Ek het dan 'n oulike ding gehoor. Hy sê God doesn't sit with the sitters, he moves with the movers. God sit nie saam met die sitters, hy beweeg saam met hulle wat beweeg. Either you're going to be a sitter or you're going to be a mover. But when you move, in fact, God's going to move with you. En ek wil vir jou sê, gaan jou vooruit gaan, of jy gaan sit. Ek praat nie met my een seun, ja, gesien as jy met kinders oor sekere reëls praat in die huis. Hulle praat nie dadelijk oor die oplossing nie, hulle praat oor die verskonings. Hoekom is jou bed nog nie opgemaak? Ja, maar dit is always excuses. Toe vraag vir hom, gaan jy excuses sê of van jou oplossing sê? Wat is jou oplossing? Staan bietjie voorop. Ja, maar ek kry nie genoeg tyd in die oggend nie en dit, maak dit. Dan vroeg, gee oplossing. Of jy het 'n verskoning of jy het 'n oplossing. Geestelik wil ek vanmôre vir jou vraag. Het jy 'n oplossing of het jy 'n verskoning? Ja, maar die Here ek het nog nie 'n kans gehad om vir die Here iets te doen nie. Ek het nie hier nie en daai omstandighede is nie gunstig. As jy 'n verskoning soek, jy wil nie dit doen. But if you can find one reason to move, and his name is Jesus. The Lord ek wil nie al move ek alleen in my huis, but I'm starting to pray. Ek gaan nie sit meer, ek gaan nie stil bly nie, ek gaan wakker word. Prys die naam van die Here. 6de brief. Uit min krag word jy bewaar omdat jy getrou is. Hoeveel van ons het in hierdie afgelope tyd deur kwaai storms gegaan, maar jy het vasgehou. Die challenges was daar. Laas tydjie die moederlus raak nie vasgehou, sê Here, ek het niks anders te nie, ek kan net aan God vashou. En dit is een aanslag na die ander aanslag, maar jy hou maar net vas. En sê, en jy hoor wat sê die woord van die Here vir ons hier. Hy sê, ek ken jou werke. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Hoekom? Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en in my naam nie verloon nie. God sê vanmôre vir jou wat in hierdie afgelope tyd gestaan het. Ek sê die Here, ek sal vashou aan die Here. Ek wil nie, ek gaan nie opgee nie. Here, ek het nie meer baie krag nie. Ek voel moeg, ek sukkel om te bid, maar ek hou vas. Ek hou vas in my geloof. Ek hou vas aan Jesus. Ek hou vas. Here, dit is baie moeilik om hierdie dag te kom, maar ek hou vas en die Here sê ek gee vir jou 'n geopende deur in hierdie tyd. Kind van die Here, hulle wat getrou is tot die einde, die God sê, I'm about to open doors for those that was seeking me, even if it was difficult. I'm about
God to open the door. Karabatsitsi Yandai, hoor die Here vanmôre. Hy sê niemand sal hierdie deur kan sluit nie. En kyk, ek gee jou uit die sinagoges van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom om voor jou voete neer te buig en te erken dat ek jou goed en jou lief gaan. Those who praise you. Ek wil vanmôre sê die vyand het mense gebruik om jou moeg te maak. Hierdie selfde mense gaan mense wees wat jy gaan bedien. There was people, they drained the power out of you. They made your life difficult. But the moment God's opening a door, you will even bring those people. En hulle gaan moet erken dat hy goed is. My pa, jare terug, voor hy die bediening was ek pastor en draaier gewees. En hy het 'n baas gehad wat sy lewe hel gemaak het. En elke dag het my pa maar net hierdie ou met liefde behandel. Party dae moes hy op sy tande kners. En dan lyk dit of hy smile, maar eintlik grom nie. Maar hy op dit naggemaak. En hy het hom net bly liefde gee en hy het hom bly. En die dag toe hy daar bedank, toe kom hierdie man hom toe en sê van Wouter, vergewe my. Ek het jou lewe al gemaak, maar jy het my net liefde gegee. En 'n geleentheid word geskep vir 'n siel om gered te word. En ek wil dit vanmôre, ek het nie beplan, maar ek wil vanmôre vir jou sê, pas op hoe jy iemand behandel. Want môre gaan daar dalk net 'n geleentheid wees wat jy daar selfde iemand na Jesus toe moet lei. Dieselfde ou wat jou vandag vies maak, dalk dieselfde ou wat jy môre na Jesus toe moet lei. Wees jy net getrou, al is dit moeilik. En hy sê, hulle sal kom, hulle sal voor jou neerbuig, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom en die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hou vas wat jy het, kind van God. Jy besef, jy wat gered is vanmôre, wat gevul is met die Heilige Gees, wat lief is vir God, jy dan heel as wat jy erf is kom. Hou vas wat jy het, beklei vir jou lewe. This is a fight for your life if you don't understand it by now. The devil wants to kill you. He wants to destroy you. You need to fight for your life. Sê, ek gaan vashou in lewe. Die woord van Here sê kies, lewe of dood, seën en die vloek kies. But when you choose life, you're gonna live. Omdat God deur hom maak. Die laaste brief is die 7de brief. En jy het gesê dat ek het, maar eintlik het jy niks nie. Woord van die Here praat van mense wat 'n gedagte van God saligheid het, maar eintlik het hulle die krag daarvan. En hoe dat eintlik om dit mooi te verduidelik, sê nou maar ek was 'n ryk ou gewees. Ergens langs die pad was ek 'n miljonair. En ek het 'n huis gekoop, kontant, en ek het 'n mooi Mercedes gekoop. En hy is afbetaal. En ek bly, en ek het mooi klere wat ek kan aantrek, en die mooiste juwele, maar ergens langs die pad loop ek bankrot in die bankrekening. Op die oog af bly ek nog in die ryk huis. Ry nog met die Mercedes, wat ek nou net sukkel om petrol in te gooi. Trek nog dieselfde mooi klere aan, maar ek het niks in die bank nie. So ek sê ek is ryk, en ek het aan niks gebrek nie, op die oog af, maar eintlik is ek arm en naak en koud met ons waard, om dit net te beskryf. So many people starve with their spiritual life, en hulle dien die Here, en hulle loof die Here, en hulle prys die Here, en hulle is vol vuur en vlam, maar ergens langs die pad het hulle dit verloor. En nou kom hulle nog, en dit lyk of hulle nog vol vuur is, maar eintlik het dit al dood gegaan. Dit lyk nog of hulle
oor die Here praat, as hulle by die huis is hulle empty, hulle is leeg, hulle is stikkend. Jy sê jy is ryk, maar jy weet nie eintlik hoe is jy wat arm is. Hy sê hierso, vers 20 of vers 15, hy sê, ek ken jou werke van hoofstuk 3, dat jy nie koud is nie en ook nie warm is nie, was jy toch maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is, sal ek jou, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Want jy sê ek is ryk en ek het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om vir my te koop goud wat jou vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word in wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie, selfs salf om jou wit te staan, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Hierdie sin is nie vir 'n verlore ou sondaar nie, praat die gemeente. Soveel kerke sê, we still got it, but they've lost it. Hulle preek nog, maar die krag van God is langkom nie daar. Hulle bedien nog, maar Gods teenwoordigheid is langkom nie daar. En as so lou, baie kinders van die Here, en God sê, hoe vreeslik wil dit wees, dat God my net sy mond uit moet spuug. Kan nie van hierdie smaak. Nou wil vanmorgen vir jy moet warm wees, of koud, of lauw, maar whatever, jy gaan jou mind op moet maak van alles die Here, of alles of niks. En God praat vanmorgen, met jou en my, sê maar die uitnodiging is nog steeds daar, ek staan by die deur en ek klop. As iemand vanmorgen gaan na honger en aan my, sal ek al honger gevoed word, as hy dors het. En ek wil vanmorgen wees, die kind van God, daar is nie meer tyd dat ons kerk speel. Daar is nie tyd dat ons meer hierdie lauwe, kouwe, you need to be on fire for God. Jou lewe kan nie een ding wys, en wanneer jy oor God praat, wys en iets anders nie. Dit moet dieselfde wees. En ek het hierdie woord vanmorgen gedien, met hierdie waarskuwing, dat God sê, in hierdie tyd gaan ek huis toe. But those that have a desire to listen to me, hulle is die wat gaan gehelp word, hulle wat hulle gaan bekeer, hulle wat gaan luister, hulle wat gaan inkom, is hulle wie die beker pad van sit. Wil God nie met die ander pad stap nie, hy wil maar, they don't want to listen. Hulle wil nie, hulle bekeer nie, hulle wil nie inkom nie. Staan op jou voete saam, maar ek het die woord gewoond van ons, dus hier op my hart geleid. Ek kan nie vanmorgen namens jou besluit nie. Weet nie waar jy jou vind in jou geestelike lewe en jou verhouding met God nie. Net jy sal werklik weet. Want weet jou man of jou vrou nie is werklik wat in jou binnekant aangaan. Met jou verhouding met God. Maar hierdie is vandag 'n rooi letter dag in my lewe en in jou lewe waar God sê, whatever you choose right now, wat ook al jy nou besluit, it will be the most important choice of your life. Either you choose God and you give Him everything, or you choose the world. You need to make up your mind. En die Here weet ek soek hom. I want Him more than anything in my life. En dan beteken dat die Here sit my deur die vuur oond, then I'm going through the fire, as long as your fire. Purify me, mold me, make me. As ek uit die slaap uit wakker geruk moet word, Here ruk my wakker. Want die woord sê, ek tigtig hulle wat ek lief het. Elke een wat sonder tigtiging is nie 'n egte seun of dogter. Ek sal eerder die God getigtig word en die hemel maak, as wat God se stem moet stil word in my lewe en ek maak van die lewe. Net dan waar jy is, praat met die Here, steek jou hande op.
vra dat die orkes na vorentoe sal kom. Build my I surrender all. I sit down.